Geliefdes, ek gaan vir ons 'n kers aansteek as 'n teken en 'n simbool dat ons nie alleen hier is nie, maar dat God inderdaad saam met ons hier is deur sy Heilige Gees. Kom ons gaan net saam bid. Here, ons kom erken vanaand dat U die skepper van hemel en aarde is, dat U die onderhouer van alles is, dat U die een is wat vir ons lewe kom gee het, dat U naby ons is, en dat U nader aan ons is, as wat ons eie siel aan ons is. Ons erken vanaand, Here, dat ons hele lewe, alles wat ons het, kom uit U uit. En Here, nou leef ons in 'n wêreld wat baie keer anders dink as hoe U dink. En in die proses kry ons baie keer seer. Maak ons mekaar seer, maak ons onsself seer. En ons bid dat U in hierdie volgende week met ons elke aand baie diep afspraak het. Ons wil U vertrou, Here, dat U ook in ons harte 'n stuk werk sal kom doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons Here. Amen. Geliefdes, die lewe is nie 'n maklike plek altyd nie. Ons almal kry in hierdie lewe op een of ander manier maar seer. En ons almal sit in hierdie lewe maar met ons eie wonde. Party se wonde is meer as andersinne. Ons almal sit met iets daarvan in ons eie lewe. En dit gebeur dikwels dat wanneer hierdie wonde met ons gebeur en die seer met ons gebeur dit baie keer dat ons nie altyd beleef dat God daar is nie. Dat ons nie altyd vir God ervaar nie. Dat ons baie keer na die tyd sit en wonder, waar is God of waar was God in hierdie hele pad saam met my? Ja, en baie keer gaan ons deur goed en ons kom aan die ander kant uit en baie van hierdie wonde bly in ons sit. Ons kom nie altyd daarvan weg nie. Dit bly in ons maal. Ons bly met hierdie ding sit van, is my moeilik om iemand te vergewe. Is my moeilik om aan te gaan met my lewe. En die goed wat ons hierdie week oor gaan praat, ons gaan hierdie week praat, vind God ook in jou pyn. En die goed wat ons in hierdie week oor gaan praat, is regtig nie maklik nie. Dis ook nie vir my maklik, of ek glo ook nie vir Konet wat van die aande gaan hanteer, maklik om oor hierdie goed te praat nie. Veral wanneer 'n mens hoor wat sê God, is God se antwoord rondom dit, is om dit in ons eie lewe te kom toepas en dit jou eie te maak, is nie altyd maklik nie. En as ek in hierdie week, as ons oor hierdie goed praat in hierdie week, dan praat ons op geen manier ligtelik oor 'n mens se eie seer en pyn nie. Maar iewers moet 'n mens ook iets van die eerlikheid en die waarheid rondom dit in die oë kyk. En dis wat ons hierdie week gaan doen. Partykeer gaan dit dalk 'n bietjie na in jou hart kom. Partykeer gaan dit dalk vir jou voel, jy wil liewerster gaan. Maar ek hoop jy bly tot die einde van die week. En dat jy iets van God se heling en iets van God se plan en manier, dat jy iets daarvan in hierdie week sal vind.
Ons teksgedeelte vanaand is Genesis 3 vers 1 tot 6. Baie bekende gedeelte, ek lees dit saam met u daar. Die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra: "Is dit werklik so dat God gesê het: Julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie?" Die vrou het die slang geantwoord: "Van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet. Maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanraak nie, anders sterf julle." Die slang sê toe vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken." Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet en ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Albei se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vyeblare aaneengeryg en vir hulle lendeskorte gemaak. Ons gaan net tot daar lees vanaand. Ons leef in 'n wêreld waar dinge baie vinnig moet gebeur. Ons leef in 'n kitswêreld, in 'n wêreld waar ons 'n verwagting het dat dinge moet baie gou gebeur, vinnig gebeur, en dinge moet op so 'n manier gebeur dat dit nie vir my persoonlik ongemak sal veroorsaak nie, of dat dit moet op so 'n manier gebeur dat dit vir my gemaklik sal wees in hierdie lewe. Groot deel van mense in die algemeen se fokus in hierdie lewe is: hoe kan ek die lewe kry om te werk en te pas soos ek graag wil hê dit moet werk en pas. En dit moet sommer vinnig ook so gebeur. Nou aan die een kant is dit goed. Ek meen, kan jy nou dink as ons nie 'n ding soos narkose gehad het nie en hulle moes jou knievervanging gedoen het en hulle moes dit sonder narkose gedoen het nie. So aan die een kant is dit 'n baie goeie ding dat die lewe vir ons goed gemakliker wil maak, dat ons daarna strewe en dit altyd soek. En aan die ander kant het jy natuurlik ook die voorreg dat jy met jou kinders kan praat vanaand, as jy by die huis kom op WhatsApp, met jou kinders wat in Australië sit, of wat in Amerika sit. Wat 'n voorreg is dit nie, dat jy onmiddellik met iemand kan kommunikeer. Jy weet, vroeër jare onthou ek, toe ek 'n jong seun was, dan het 'n mens in die Landbou Weekblad, het jy daai tyd, of in die Huisgenoot, dink ek was die ander tydskrif, dan het jy in daai tyd penvriende gekry. Jy het so 'n lys gekry van mense se name en adresse, en dan het jy nou so mooi gekyk, dan kyk jy nou na 'n meisie wat 'n mooi naam het, en dan skryf jy nou vir haar 'n briefie. Dan stuur jy nou die briefie met die pos weg met 'n seël en in 'n koevert. En dan so 2 maande daarna, dan kry jy eers 'n briefie van haar terug, wat nou sê hallo, en sy vertel ietsie oor haarself. Ek onthou hoe opgewonde was ek as jong seun. Ons het daar op 'n plaas gebly, so jy moes maar met jou fiets gery het na die poskantoor toe, wat 'n hele eind van ons af was. Maar ek onthou ons het altyd Vrydag die pos gaan haal. Ek het jou vir die plaaswerkers en dan was ek altyd so opgewonde om te kyk of daar nie vir my 'n briefie is nie. En vandag skryf jy nou 'n e-pos en oor 'n paar minute later kry jy sommer 'n e-pos terug, nê. So daar's baie voordele daarin dat die lewe vir ons gemaklik geraak het en dat daar 'n klomp oplossings ook binne in die lewe is. Maar die probleem wat ingekom het met dit is dat ons het die totale lewe het ons nou begin bekyk deur hierdie oë van kitsoplossings. En dan dink ons ook dit moet so werk met ons verhouding met God. En dit moet so werk met ons eie groei as mens. Ons eie emosionele groei,
maar ook ons eie proses van genesing en gesond word. En dis wat ons baie keer by God soek, as ons bid en tot hom nader. As God tog net kan gou maak. As God tog net vir my kan help op 'n manier wat vir my nie vreeslik baie worsteling gaan vat nie. As God soos 'n goeie dokter vir 'n mens net aan die slaap kan maak en vir jou narkose kan gee en dat jy iewers kan wakker word en alles is oukei. En al die seer en al die rou wanneer jy 'n lewensmaat verloor het, is sommer net dan weg. Baie van u wat al 'n lewensmaat verloor het, sal dalk ook weet dat 'n mens op 'n stadium kom en jy vra vir die Here, bring net vir my verligting en genesing vir hierdie seer en die pyn van my in my eie hart. En dan gebeur dit nie. Of dalk ander goed wat jy al voorgevra het. Die Here net die probleem kan oplos. Geliefdes, ons 'n groot deel van ons fokus in ons lewe is as ons net sonder probleme kan wees, as ons net sonder pyn kan wees. As ons net al ons finansiële probleme kan wegwees, as ons net ons gesondheidsprobleme weg is, as ek net die probleme het nie. En as ek net hier binne in my hart kan gelukkig voel die hele tyd, dan is dit vir ons vir baie mense die ding waarheen mense mik in hierdie lewe, wat vir jou die uiteindelike doel van die lewe is om gemaklik en gelukkig te kan wees. Maar nou is dit so dat God is nie noodwendig God se plan vir my en jou nie. God wil vir my en jou 'n lewe van oorvloed gee, sê Jesus. Hy sê, ek het gekom om vir julle lewe te gee van oorvloed. Ek het gekom sodat julle lewende water kan hê wat uit jou binneste uit kan vloei. God werk nie net oppervlakkig nie. God is nie in die bedryf van pleisters opplak en kry jou net gou dat jy beter voel nie. Soos die een sielkundige gesê het, iemand kom daar in sy spreekkamer en hy sê vir hom, luister dokter, jy moet vir my baie gou help. Ek het nie tyd vir al hierdie sielkundige goedjies en hierdie goed waardeur ons moet werk nie. Ek moet aangaan met my lewe. Jy moet my help dat ek gou deur hierdie ding kom en kan aangaan met my lewe. En toe sit die sielkundige hom so en kyk en sê vir hom, ouma, my voorskrif maar vir jou is gaan koop vir jou 6 biere of dalk 12 biere, drink hulle almal uit en dan gaan jy gelukkig voel. Want dis nie hoe dit werk nie. Partykeer is dit soos wanneer 'n mens 'n oudtydse kas het. En iewers het hierdie hout nou in hierdie kas al begin vrot en die houtboorders nou al daar ingegaan en ons is baie lui om hierdie kas binnekant behoorlik skoon te maak en dit wat vrot is daar binne uit te haal. En dan skuur ons hom net so bo en ons verf hom net met 'n bietjie vernis of met 'n verf en dan lyk hy so op die oë af, lyk hy baie mooi. En na so 'n jaar of 2 as jy jou vinger op daai verf druk, dan druk jy 'n gat reg deur. Want die vrot binne het hom heeltemal opgevreet. Wat is wat baie mense in die lewe soek, is net die vernis bo-oor. Geliefdes, God is nie in daardie bedryf nie. God wil ten diepste ons harte verander. God wil ten diepste vir my verander. God wil 'n baie diep genesingswerk in my doen, nie net 'n oppervlakkige beter voel nie. Dis God se plan met my, dis waarin hy op pad is met my. God werk nie om pyn nie. God werk deur pyn. Deur pyn kom God aan die kant uit met ons. Waarom? Want om die pyn verander nooit my hart ook daar binne-in nie. En in die proses, dan druk ons die pyn weg. In die proses maak ons maar net of ons oukei is. In die proses gaan ons maar net aan. En ons is nooit regtig eerlik met dit wat hier binnekant in my hart is. En laat vir God toe
om 'n diep operasie in my hart te doen, my hart te verander. Ons gaan in hierdie week kyk na 'n struktuur of 'n stelsel hoe 'n mens algemeen in die wêreld vir jouself 'n struktuur uitgebou het. Dis hoe die ding normaalweg verloop. Dis soos 'n gebou met verdiepings. Ons begin by die fondasie. Ons gaan vanaand oor die fondasie praat. En as die fondasie iets verkeerd gaan in die fondasie, dan vloei dit oor na die eerste vloer toe. Dan het jy sekere gevolge wat in die eerste vloer na vore kom. En as die eerste vloer nie vir jou werk nie, dan gryp ons na die tweede een, die derde een, tot by die 5de een. So ons gaan hierdie week kyk na hierdie verskillende vloere waardeur ons dan gaan, wanneer ons dan hierdie pyn, hierdie ongemak of hierdie soeke dan binne in onsself beleef. En vanaand praat ons oor die fondasie. Fondasie gaan oor wantroue in God. Dis waar al die moeilikheid begin. Is by 'n stuk wantroue in God. Vanuit wantroue in God vloei die een ding na die ander ding, na die ander ding. Totdat dit naderhand 'n selfvernietigende proses is waarmee ons besig is. In die teksgedeelte wat ons gelees het, kom die slang na Eva toe en hy sê vir haar, is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? En sien nou mooi raak wat doen die slang. Hy kom na Eva toe en hy sê vir haar, het God regtig vir julle geskep? En toe sit hy vir julle in 'n tuin vol vrugte en vol kos wat jy kan eet. Maar hy kom wragties en hy sê vir julle mag nie van een van daai vrugte pluk nie. Wat 'n bose God het julle nie. Wat so iets doen? Hy saai die twyfel in Eva se hart, hè? En dan antwoord Eva vir hom en in haar antwoord kom jy agter dat die twyfel het begin posvat oor of God goed is of nie. Sy antwoord hom, hy sê vir haar, laat ek net teruggaan, ekskuus. Ek het nou te vinnig hier deur my goed gegaan. Sy antwoord hom en sê, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. So, sy sê vir hom nee, God is daarom nie so sleg nie, maar sy antwoord hom met iets wat God nie gesê het nie. In hierdie antwoord van haar is daar twee goed. Die eerste ding wat, ekskuus, my slides is nou, sy antwoord hom met goed wat God nie gesê het nie. Wat het God wel vir haar gesê? In hoofstuk 2 het God gesê, van al die bome in die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterwe. En wat sê Eva? Eva sê, van al die vrugte in die boom mag ons eet, maar die vrug wat in die middel van die tuin is, God het nooit gesê daai boom staan in die middel van die tuin nie. Sy sê, die boom is in die middel van die tuin, het God gesê, en julle mag nie daaraan raak nie. God het ook nooit gesê, dat hulle nie eers aan die boom mag raak nie. So wat doen Eva? Sy begin absoluut hierdie een ding wat die Here gesê het, pas op vir hierdie ding, moenie daar gaan nie. Hierdie een ding wat God gesê het, moenie daar gaan nie, sit sy in haar antwoord in die middel van die tuin. Sy sê sommer die boom is in die middel van die tuin.
en sy heg wette aan God wat God nooit gemaak het nie. God het nooit van gesê, mag jy eers in die boom raak nie. Sy sê, ons mag jy hom aanraak nie. En hierdie boom word die fokus van alles in haar lewe, so simbolies in die middel van die tuin. God is 'n God wat nie wil hê dat jy moet lewe nie. God is 'n God wat jou lewe wil steel. Hy beperk jou met al sy wette. Hy beperk jou met al sy beperkings. Hy wil jou lewe steel en hy wil nie dat jy na hartelus moet eet nie. Maar Eva begin fokus op al hierdie negatiewe goed wat die Here kom sê het. En op die ou einde van die dag kom sy tot die gevolgtrekking. God is nie goed nie. God is nie goed nie. Hy gee vir ons om te eet. Is nie soos die slang gesê het nie. Maar hy wil ons lewe van ons al wegneem. En dan staan daar, die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. En dan kom die slang na haar toe en sê vir haar, maar God het eintlik gejok. Want julle sal nie sterf nie, maar julle sal soos hy word. En toe kyk sy na die boom en sy begeer dit wat hierdie boom vir jou kan gee, om wat te wees. Wel, as God nie goed is nie, wat moet jy dan wees? Dan moet jy God word. En sy begeer hierdie boom wat vir haar iets kan gee om soos God te word. En sy kom by die volgende gevolgtrekking, en dit is dat God nie betroubaar is nie. Jy kan nie vir God glo nie. God het gesê, julle sal nie sterf nie, en nou kom sy tot die gevolgtrekking, julle sal sterf, en nou kom sy tot die gevolgtrekking, maar mens sal nie sterf nie. God is nie betroubaar nie. En wat toe gebeur is, hulle eet daarvan, en hulle ontdek dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aaneengeryg en vir hulle lende skorte gemaak. Adam wat saam met haar daar geëet het, hy en Eva het albei besef, God het nie vir hulle genade nie. God het nie die vermoë om vir hulle dit wat hulle nou nodig het te gee nie. Naamlik genade oor dit wat hulle gedoen het. As God nie veel genade gee nie, moet jy jou eie manier uitwerk. Daarom kry hulle sommer vyeblare wat beskikbaar was en maak vir hulle kleertjies daarvan. So hulle kom by die volgende ding en dit is dat God is nie genoeg nie. God kan nie vir jou gee wat jy nodig het nie. Hulle het genade nodig gehad en God kan nie dit vir hulle gee nie. Hulle moes dit op hulle eie manier iets bewerk om weer okay met God te wees. Geliefdes, 3 goed wat van die begin van hierdie lewe af hier in die mens teenwoordig geraak het, en dit is dat God is nie goed nie, God is nie betroubaar nie, en God is nie genoeg nie. En dis ook in ons. So baie mense wat na die wêreld kyk en die oorloë, die armoede, die siektes, die pyn en al die goed in ons eie lewe is dit ook so, nê? Goed gebeur met ons. En wat is die eerste ding wat ons sê? Hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? God is nie goed nie. As ons na die wêreld kyk, dan kom ons tot die gevolgtrekking dat God is nie goed nie. Anders sou dit mos anders gewees het. God is nie betroubaar nie. In Matteus 6 kom die Here Jesus en hy sê vir ons, moet julle nie oor die dag van môre bekommer nie. Moenie bekommer oor wat jy gaan aantrek en wat jy gaan eet en so aan nie.
Soek eers die koninkryk van God, en ek sal die res vir julle byvoeg. En wat is ons grootste ding in die samelewing, ook onder Christene? Waar kom al ons spanning vandaan? Horde siektes wat as gevolg van ons spanning na vore kom, die tyd waarin ons leef, kom uit bekommernis. Kom uit bekommernis. Want God is nie betroubaar nie. Kan jy op hom reken in hierdie lewe? God is nie genoeg nie. Kan God my hartseer en pyn vashou? Kan God hier in hierdie pyn vir my deurdra? Ek het so 'n goeie vriendin, sy is nou al 83. Toe 'n man dood is, het sy baie geworstel en hom baie gemis en alles, en 'n kursus wat sy aangebied het oor trauma wat sy my opgelei het, onthou ek hierdie woorde en sy sê, daar bestaan geen terapie, geen enige ietsie, 'n pilletjie of niks vir rou nie. Rou sal jy rou. Is God genoeg om my rou vas te hou? Is God genoeg wanneer ek in hierdie geweldige pyn hier binnekant wat dit vir jou soos 'n fisiese pyn voel, is God genoeg om my te hou? My te dra? Geliefdes, wat dan gebeur is, ek moet my eie God wees. Ek moet my eie God word. Want as hy nie goed is nie, as hy nie genoeg is nie, as hy nie betroubaar is nie, wel, dan moet ek die dinge in my eie hande neem. Dan moet ek hierdie God word. En dan raak ons ongelooflike selfsugtige mense. En al waaroor dit vir ons in die lewe gaan, is net oor myself behoud. Ek moet net vir my hier. Ek moet veg en beklei en ek moet net vir my hier. Ek moet in hierdie wêreld oorleef. Ek moet in hierdie wêreld oorleef, want God gaan nie vir jou laat oorleef nie. God gaan nie vir jou help in hierdie wêreld nie, want God is nie goed nie, hy is nie betroubaar nie en hy is ook nie genoeg nie. Nou moet jy survive in hierdie lewe. En nou moet ek allerlei maniere vind om te oorleef. En môre aand gaan ons bietjie praat daaroor, gaan Konet met ons praat daaroor. Die volgende ding wat ons doen is, as God nie genoeg is nie, dan draai ons na mense toe en dan sê ons vir mense, nou moet julle vir my gee wat God nie vir my kan gee nie. Nou is ek afhanklik van jou. Daaroor môre aand. Wat het God dan geword vir 'n mens wanneer jy jou eie God geword het? Wanneer jy die ding in jou hande geneem het, want jy kan hom nie vertrou nie. Wat het God dan geword? Wel, dan het God iemand gebruik wat jy kan gebruik. Jy moet net weet hoe. En dan het ons allerlei maniere begin om gekry, om wat ons ontdek het, wat 'n mens iets uit God kan uitkry. Dan moet 'n mens vir God manipuleer, sodat sy hart goed word, want hy is mos nou nie goed nie, sodat sy hart goed word en vir my dit kan gee wat ek nou so nodig het. Natuurlik is gebed die eerste ding. Partykeer voel ek, miskien gaan God meer luister as ons 2 of 3 of 5 of 20 saam bid. Miskien gaan hy dan beter hoor. Miskien gaan sy hart dan beter verander. Of as ons almal by mekaar kom, sien sal hy dan luister. Vir my alleen wil hy nie luister nie.
Of ons het gedink ons doen dit deur ons godsdiens. As ek sekere goed kan doen, as ek vir die Here 'n mooi liedjie sing, of as ek Sondag kerk toe gaan, of my kant bring, of as ek 'n mooi lewe lei. Ek het toe ek 'n jong man was en geswat het ek nogal gedink dis hoe dit werk. Kyk, as dit eksamentyd was ek so vroom, beter as die Paulus self. Ek het kerk toe gegaan, ek het so mooi stilte tyd gehou en so mooi gebid, want ek het gedink dit gaan my help om deur te kom. Toe kom ek agter, dit gaan nie veel daaroor, dit gaan oor hoe baie sit en leer jy. Dit laat jou deurkom. God word iemand wat my uit die hel uithou. God word iemand wat vir jou die lewe dan voorspoedig moet maak. Hy moet vir jou die genesings bring. Hy moet vir jou al die dinge doen. En dis wie God dan vir 'n mens begin word. Hy word iemand wat jy goed kan gebruik. Want ons soek nie dan vir God nie. Iets het verlore gegaan. Ons soek nie meer vir God nie. Ons soek nie meer vir hom nie. Ons soek wat hy vir my kan gee. Kan jy dink, as ek nou met liewe Elrisa, my vroutjie, toe ons getroud is, as ek vir haar sou sê, Elrisa, eintlik is ek in hierdie huwelik nou nie veel oor jou nie, maar ek het gesien jy kan goed kos maak. Jy is baie goed met beddens opmaak, jy is baie goed om my skorrelgoed te was. En nou raak sy al vieserig vir my, want dis nou nie waarvoor sy nou my getrou het nie, sy is hier vir my. Nou kry ek maniere om haar te manipuleer. Ja, maar jy weet, as jy vir ons kos maak, vat ek jou vir koffie môreoggend. En so manipuleer ek jou om vir my uit jou uit te kry wat ek graag wil hê. En dan word die Onse Vader gebed vir ons soos volg. Onse Vader wat in die hemel is, laat my naam geheilig word. Ons wil mos hê mense moet ons bewonder. Ons wil mos hê mense moet van ons vreeslik hou en ons moet die middelpunt van die samelewing wees. Geliefdes, as ons eerlik is dit mos so. Laat my naam geheilig word. Laat my koninkryk kom, Here. Laat my wil geskied, Here. Here, U verstaan nie wat moet gebeur nie. Kom ek vir U baie mooi verduidelik. Here, laat my wil geskied. Soos op die aarde, Here, so ook in die hemel. Ons hoop U sal dit ook so vind daar in die hemel. U hart en my hart sal resoneer met mekaar. Liefdes, die fondasie van 'n baie klomp seer goed en hoekom ons nie die Here vind nie, hoekom ons baie keer nie genesing vir ons eie hart vind nie, hoekom ons baie keer oppervlakkige mense bly, hoekom ons godsdiens baie keer maar net soos 'n stukkie vernis is omdat ons fondasie is 'n wantroue in God. Want as jy nie vir God kan vertrou nie, moet jy jou eie God wees. Wat is die teenoorgestelde? Is 'n vertroue in God, nê, wat daar in my moet ontwikkel. Geliefdes, daar moet in ons harte 'n stuk revolusie plaasvind. Daar moet 'n baie diep bekering wat nodig is binne in ons harte. Ek moet hierdie geveg wen waar ek my eie wil kom oorgee in God se hande en vertrou dat God goed is. Maak nie saak wat nie, wanneer ek by daai gebed sit waar ek sê, Here, hierdie pyn hier binne in my is ondraaglik. Ek mis my lewensmaat met alles wat ek het, Here. Ek mis my kinders. Here, U verstaan
staan nie in wat se finansiële moeilikheid is ons nie. Here, wanneer jy daar op die vlakte, hier in Khayelitsha tussen daai hitte wat weggespoel het nou in hierdie storms die afgelope tyd, wanneer jy daar staan en jy na hierdie chaos kyk, en jy te midde van daai chaos kan die volgende woorde kan uit jou mond uitkry. Ek hou vas daaraan, Here, dat U goed is. En daai woorde, wanneer dit hier binnestikkend is, om dit uit jou mond uit te kry, voel baie keer of jou hart breek. Voel baie keer of jou bors uit mekaar uit wil skeur. Here, U bly goed. U bly goed, Here, daarin wil ek vashou. Tussen al hierdie chaos deur, is dit die een ding waarin ek net wil vashou, en dit is dat U goed is, Here. Dat U vir my genoeg is, en dat U vir hierdie mense genoeg is. En dat U betroubaar is, Here. Ek sien dit nie, ek ervaar dit nie, ek wil net daaraan bly vashou, Here, dat U betroubaar is. By daai plek in jou lewe te kom, geliefdes, waar jy jou lewe oorgee in die hande van God. Omdat jy Hom vertrou met jou lewe. Die moeilikste woorde in hierdie lewe is om te kan bid, Vader, nie my wil nie, maar U wil. Goedjies werk nie uit soos jy gedink het nie. Die genesing kom toe nie soos jy gedink het nie. Die trane word toe nie afgedroog soos jy gedink het nie. Vader, nie my wil nie, maar U wil. Dis 'n bloedige revolusie wat Jesus Christus aan die kruis begin het, geliefdes. Toe hy daar in die tuin van Getsemane gesit het en hy letterlik bloed gesweet het om hierdie oorgawe te kan maak. Vader, nie soos my wil nie, soos U wil. En dit het die opstanding bewerk. Dit het die opstanding gebring. Geliefdes, hierdie revolusie het hierdie twee aspekte. Ek soek na God, dat 'n mens te midde van jou pyn, te midde van alles wat met jou gebeur, dat 'n mens daar kan sit en sê, Here, ek soek nie in die eerste plek om net beter te voel nie. Ek soek nie net na uitkoms in die eerste plek nie, dit sou nice wees. Maar ek soek iets meer as dit, Here. Here, ek soek vir U. Ek wil met niks minder tevrede wees as met God self nie in my lewe nie. Here, ek is nie hier vir al die goedertjies wat U vir my kan gee en wat uit U uit kan kom nie. Here, as ek net vir Jesus kan in my lewe kan hê en kan beleef. Paulus wat sê, al wat ek wens in hierdie lewe is om Christus te ken en om gelyk te word aan sy lyding. Here, ek soek vir U. Ons vind nie die Here nie, geliefdes. In pyn en in seer en in hierdie moeilikhede van hierdie lewe vind ons nie die Here nie, want ons begeerte na kitsoplossings, ons begeerte na beter voel, ons begeerte na los net my probleem op, is baie groter as ons begeerte na God. Na Hom alleen. En die tweede ding is dat ek kan soek na my transformasie. Here,
doen die werk in my. Here, verander my binne in hierdie situasie. Here, verander hierdie hart van my wat nie lief het nie. Verander my wat U nie vertrou nie, Here. Verander my hart wat ander mense haat, Here. Verander my hart wat bang is, Here. My hart wat so bekommerd is, Here. Verander my hart wat so hinker net na myself en my eie ekkigheid, Here. Verander my, Here, dat ek so graag my eie God wil wees. Here, ek vertrou nie U nie. Verander my, Here. Meer as iets anders, verander my. Ek wil vir God vind en ek wil myself vind. My eie transformasie vind. Geliefdes, God is goed. God is betroubaar en God is genoeg. As 'n teksvers wat sê, kom ondervind dat ek goed is, sê die Here. Om God te vind beteken nie om 'n huis te bou waar daar geen storms is nie. Beteken eerder ek bou 'n huis wat geen storms kan vernietig nie. Ons is baie keer met so min tevrede. Ons is tevrede wanneer ons geen probleme het nie, en ons is tevrede wanneer alles oukei verloop. Ons is met so min tevrede. Mag ons nooit tevrede wees in hierdie lewe, minder as God self nie, om hom te vind nie. Ek gee 'n paar oomblikke vir jou net van stilte, en daarna gaan ons kan maar net so bly sit, ons kan daarna staan en dan gaan ons 'n lied saam sing. So kom ons gee net eers 'n paar oomblikke van stilte, waar jy net iets hiermee doen wat jy gehoor het, en dan gaan ons met 'n lied afsluit.